Wanneer ons sterf, neem ons niks saam met ons nie. Nie die titel nie, nie die besittings nie, nie die goud nie, nie eens die letsels nie, wat ons beplan het om weg te steek nie. Ons vertrek met leë hande, met ons sakke heeltemal leeg. Ons foto's word gehou in 'n laai, aangesien ons glimlag niemand kan deel nie. Een erfgenaam kry die huis, 'n ander kry die ring wat hy nooit gedra het nie. Die mees loyale erfgenaam kry die hoofpyn om na die inventaris om te sien. Stemme styg in die gang wat vermomde belange onthul oor alles wat hulle kan neem van ons bodel. Wanneer ons sterf, vertrek ons met leë hande. Ons neem nie eens ons ID nie. Ons het die sleutels gelos, ons het die motors gelos, ons het die kastele gelos, ons het die snuisterye gelos. Die tyd om te vertrek is maklik, die tyd om te veg is moeilik. Die erfgename sal veg vir die herehuis, vir die kamerpot, selfs vir die toiletpapier, maar ons vertrek met leë hande. Ons het nie eers ons ID-kaarte geneem nie. Ons ID-kaarte bly in 'n laai. Ons foto het mettertyd vervaag, bly enige plek. Wie sal onthou wat ons besit het? Die erfgename wil net hê wat ons agtergelaat het. Of dit nou die herehuis op die heuwel is, die beeld van die heilige wat afstal en naby die kombuis wasbak. Of dit nou die roestige pan is, of dit nou die kamerpot is, die erfgename sal beklei word alles wat ons agtergelaat het. Behalwe vir ons, een erfgenaam kry die kabel, anders sê ek sal die motor hou. Ek het na papa omgesien voordat hy gesterf het. Die erfgename beklei reeds in die sitkamer voor ons begrafnis. Hulle lyk soos roofkraaie wat selfs ons reuk in die gang opspoor. Wanneer ons sterf, ons vertrek met leë hande. Ons neem nie eers ons ID-kaarte nie. Ons los die sleutels, ons los die motors, ons verlaat die kastele, ons los die snuisterye. Die tyd om te vertrek is maklik, die tyd om te veg is moeilik. Die erfgename sal veg vir die herehuis, vir die kamerpot, selfs vir die toiletpapier, maar ons vertrek met leë hande.